So as boer word jy gesqueeze van alle kante af. Jy's 'n prysnemer aan die een kant en aan die ander kant, nê. Nee. Hoe survive jy in hierdie tye? Dis eenvoudig, net beter boer, nê. Nee. Nie net noodwendig aan jou produksiekant nie, al daai stukkies in between, nê, daai klein krakies. Okay, ek praat hier met Renier en Jacques van Tag Consulting. Gaan my 'n bietjie net vertel, hoe kan hulle tot jou boerdery waarde toevoeg op, jy weet daai sagte maniere wat jy nooit aan gedink het nie? Check 'n bietjie hierso. Renier, Jacques, like dit. Goeiemôre, Andrei, goed met jou? Ja, wat doodstil, rustig. Dis goed. Okay, Tag Consulting. Renier, vertel my 'n bietjie vinnig, wie is julle, wat doen julle? Weet jy, Andrei, ons is die laaste 22 jaar betrokke ernstig met boere en landbou, primêr in Limpopo en ander dele van Suid-Afrika ook. En ons werk ernstig hand aan hand saam met ons produsente en ons kyk spesifiek na die optimale bestuur van die boerdery, spesifiek ook op die werknemerkant in terme van die arbeiders. Dis primêr wat ons op fokus op die einde van die Nou, is ek reg as ek sê, soos ek nou gesê het, nee, jy weet, ek is boere se prysnemer aan albei kante, Jy's reg, nê. ja. So ek het amper nie 'n keuse. Ek moet vat wat die mark my gee en ek moet betaal wat die mark vra aan hierdie kant. Ja. So al wat ek kan doen is ek kan beter boer op die einde van die dag, nê. Nee. So nou druk ek het nou al my kunsmis geoptimaliseer. Ek het nou al presisie boerdery goeders gegaan daar vir die dood, nê. Nee. Ja. Ek meen hulle het tot nou al planters gemaak wat hulle sê jy moet die mieliepad regop plant, so nê. Nee. Dit is blykbaar ook nou 'n ding, nê. Nee. So dis nou volgende stappie. So regeneratief en integrasie en daai goed is daai ja. Right, maar ek het nou al daai goed al gedoen, nê. Nee. En nog steeds my winsgewendheid is nie waar hy moet wees nie. Is dit nou waar jy inkom om daai gappies te help vul, veral as dit kom by jou, noem dit jou human resources, jou arbeidsgedeelte? Ja, Andrei, daar's twee definitiewe fokusareas. Die HR, die personeel is een. Kom ek gee gou 'n voorbeeld. Ek werk met baie produsente wat vir my sê, Renier, die mense put my uit. Ek sê vir almal trek op julle sokkies. En dan week later het hulle nie hulle sokkies opgetrek nie. En ek sê eenvoudig vir my boere, as jy sê trek jou sokkies op met 3 cm teen Vrydag 12:00. Dis waar die verskil inkom. Met ander woorde, meer meetbare doelwitte, meetbare standaarde om die werker se prestasie te verbeter. Dis die een fokus. So, wat jy vir my wil sê is hoe kommunikeer jy en hoe kommunikeer jou mense tussen mekaar is baie belangrik. Yes. Weet jy, Andrei, kom ek gee jou nog 'n voorbeeld. Ek is 'n paar jaar terug, so 2 jaar terug, net buite Kroonstad op 'n groot boerdery. En die eienaar sê vir my, weet jy wat, ek is moeg. Ek moet elke week mense dorp toe stuur om welding rods te koop, want blykbaar word die goed geëet. Ek sê vir hom, weet jy Johan, die verskil hier is, het jy inventariskontrole, het jy behoorlike bestuur van jou voorraad, jou consumables. So, Andrei, dit gaan nie net oor die personeel nie, maar dit gaan oor om te kyk, wat kan ons binne die boerdery doen, om kostes baie beter te bestuur, om ons opbrengs en uitsien te Dink jy raak aan 'n belangrike ding, nê? Nee. Ons is primêr nog familieboerderye, nê, meeste van ons, nê, maar ons wil dink soos 'n familieboerdery, nê. Maar is dit daai om daadwerklik jou boerdery nou te vat en om actually in 'n besigheid te verander? Presies. Andrei, dit is 'n harde realiteit. Ek is tans besig met 2 produsente in Limpopo, pa-seun boerdery. En ja, ons begin 'n bietjie meer na 'n formele struktuur kyk. Ons skep orde in die boerdery. Daar is baie beter vergaderings, beter kommunikasie en natuurlik beleid, prosedures. Ja. Van almal weet wat gaan aan. Almal se rolle word uitgeklaar en elke op hierdie plaas weet wat moet ek doen en hoe goed moet ek doen. En dis 'n baie belangrike komponent. En ongelukkig gaan dit oor die ekonomie van skaal. Jy wil groter gaan, maar hoe groter jou boerdery word, begin die pap dalk val hier en daar. Dis soos om elke week welding rods te gaan koop want iemand eet dit op. Nou, die ander ding is dan, nê, jy weet, en ek neem aan dis daar waar Jacques na die party toe kom, nê. Daai, noem dit daai soft skills, nê. Daai goed wat ek nie het nie, nê. Wat jy nie het. Hulle wat ek het. Kyk, hulle leer nie vir ons daai goed in die Noord-Kaap nie, nê. Maar so ooreenkomstige boerdery, nê, want jy's en veral uit die ek wil half noem maar die ou bedeling uit is luister jy, hoe harder jy op die mense is, hoe beter jy moet staan en slaan met die sweep of whatever ook al. Maar is dit verduidelik my bietjie hoe pas jy by die storie in? Ek stem 100% saam met wat julle sê sover. Ek dink baie belangrik is dat 'n boerdery is 'n besigheid. En besighede vandag
het sekere strukture nodig om meer effektief te operate, winsgewendheid te toon en langtermyn sustainability vir die boer en dan natuurlik die geskiedenis of die nalatenskap van die boerdery. En dit is waar ek wil amper sê die softer skills of die menseontwikkeling inkom. Want soos wat jy sê, op universiteit leer niemand jou hierdie goed nie. Ja. Dit is 'n baie tegniese omgewing, maar emosionele intelligensie of die verstaan van hoekom ek sekere maniere optree en wat is die uitdagings wat ek met my kollegas het, is die goeders waarmee ek en Renier na organisasies of boere toe gaan om hulle meer wings te help met daai aspek van hulle boerdery. Nou kyk, want ons is self nou deur hierdie besigheid, nê, Ja. en nou kyk, toe gee hulle nou vir ons elkeen 'n kleur daarso, nê. Ja, Ek het nie geweet, kyk, ek is rooier as hy keistrekker, nê. So, en almal het lekker gelag, nê, Yes. maar die punt is, in ons besigheid weet ons nou 'n bietjie beter waar ons met Daar's mekaar hy. staan, nê. So Verseker. verduidelik my net baie vinnig, so wat is daai proses wat jy deurgaan en dan wat beteken dit vir my onderneming? Ja. So daar's baie, kom ons sê, assessments daar buite wat mense kan gebruik. En dit hang af van die organisasie se behoefte of die boerdery se behoefte, maar die belangrike ding is elke ou moet homself beter verstaan. Ek dink na daai sessie wat ons met julle gehad het, verstaan jy jouself 'n klein bietjie beter, né? En jou kollegas verstaan jou beter. So ons weet hoe om met mekaar te kommunikeer en ons weet wat gaan vir Choopie of wie ook al in die organisasie is 'n bietjie irriteer. So ek maak keuses om meer effektief op te tree of om daai goeters te vermy, want dit is gewoonlik die persoon wat langs jou sit wat jou die meeste irriteer, maar jy weet nie hoekom nie. Ja. So al wat ek en Renier doen is ons kyk na organisasies, ons sê, weet jy wat, wie is die mense in die organisasie en hoe gaan ons hulle help om hulle self beter te verstaan sodat ons kollegas beter verstaan, sodat ons meer effektief kan wees en sodat die boerdery praktyke meer effektief kan wees, sustainability langer. En Andrei, sorry Jacques, ek wil net byvoeg wat Jacques sê. Dit gaan oor persoonlikheidstipes. Onthou jy kan nie persoonlikheid verander nie. Ek is wie ek is. Ja. Maar ek kan my gedrag Gedrag modelleer, ek kan my gedrag aanpas. So ons werk op dis wie ek is en dis wat ek moet doen om nog beter waarde toe te voeg en beter verhoudings te bou en beter oor die weg te kom met ander mense. Want jy is wie jy is. Ja. Maar hoekom sal dit belangrik wees? Ekskuus Renier. Hoekom sal dit belangrik wees? Jy het nou gesê daar's 'n hele waardeketting in die boerderybedryf en die landboubedryf, maar dis ook onseker. So wat is die goed wat binne in jou beheer is? En een klein gedeelte is jou human resources wat Ja. jy sê. Jy kan 'n klein bietjie beheer daaroor hê om net 'n bietjie geld te invest om mense meer effektief te laat saamwerk. Want cohesion, samewerking, collaboration is al die goeders wat 'n boer langtermyn 'n bietjie meer sustainable gaan maak. Sê gou vir my, Renier, as ons kyk na ouens wat julle al gehelp het in die verlede en al hierdie tipe van dinge, maar hoeveel jaar doen julle nou al hierdie? Ons is nou al 22 jaar betrokke op boere se plase met hierdie proses, ja. Right. So, kon jy sien dat daar daadwerklik, gee my 'n voorbeeld van 'n suksesstorie, of nou nie name te noem nie. Ja. Maar byvoorbeeld dalk sê nou maar aardappelplaas of wat ook al en hoe daar 'n klein dingetjie was wat op die einde van die dag 'n groot wen was. Weet jy, ek kan definitief vir jou 2 voorbeelde gee, net vinnig. Ons werk al vir die laaste 12 jaar met die grootste sitrusplaas in Zimbabwe, net oor die Limpopo rivier. Ja. 1200 hektar sitrus. Toe ons daar begin werk het, was daar 'n bietjie wanorde. Hulle het personeelgetalle afgebring. Met ander woorde, van permanente werkers het hulle omtrent 20%, dis taaf, ontslaag geraak, maar 'n groot kostebesparing. Inventarisbestuur, onthou hulle is in Zimbabwe om goed daar te kry. Die inventarisbestuur het beter geraak. Ons het vir die eerste keer het hulle bestuursvergaderings gehad, 1 keer 'n week, het almal pakhuis, produksie, werkswinkel. Dis 'n voorbeeld. Dan het ons 'n groot makadamia avokado boer in Limpopo. Ons het 8 jaar terug betrokke geraak in die onderneming, Andrei. En ek wil vir jou sê, jy kan enige tyd daai mense bel en vir jou sê, die impak wat orde en struktuur en rolle ingebring het 'n geweldige impak gehad. Nie net oor die winsgewendheid nie, maar oor die motivering van die mense. Almal was happy, almal het geweet dis wat ons doen, dis hoe goed ons dit moet doen. So ons het geweldig baie lived experience ervaring met produsente rondom dit wat ons doen. Right. Ek wil nou 'n bietjie orde skep daar by my, nee, hoe maak ek? Maar eenvoudig, ons hou 'n beplanningsgesprek. Ons kry almal betrokke, maar onthou dit gaan oor eienaarskap. Ek is nou besig met 'n groot boerdery in Limpopo. Pa en seun boer nou al vir die laaste 15 jaar saam pa die boerdery begin. En dis om 'n eienaarskap te vestig met 'n besluit en sê maar nie, ons wil hê julle moet ons help. Ja. Help nie ek en Jacques kom daar, ons kan 'n klomp struktuur in plek kry en orde skep en genuine die proses werk. Maar daar's die eienaarskap. Ja. So dan gaan ons en ons sit en ons praat oor hoe lyk jou doelwitte, hoe lyk jou pad vorentoe, wat is dit wat jy wil bereik en hoe gaan ons jou help om by daai doelwitte uit te kom Yes. rondom jou interne prosesse binne die boerdery.
Daai wat Renier daar gesê het, wat is jou doelwitte is belangrik. Want jy moet daarom iewers heen gaan met dit. En ek dink dis waar ek en Renier inkom en ons ondersteun die eienaars, die plaasbestuurders, wie ook al dit mag wees, om by daai doelwitte uit te kom. Met ons insig en hulp natuurlik. En Jacques, ek wil byvoeg, Andre, die groot probleem met baie van die boerderye vandag is, ek praat van kommersiële groot boerderye. Praat van jou medium tot groter boerderye. Daar's baie min goed op papier. Die planne is in ons koppe. Ons wil dit en dit doen, ons wil dit verbeter, ons wil nog plan. Maar die oomblik as ek die boer vra, waar is die plan op papier? Dan sê hy vir my, is er nie, nee. En dis waar ons inkom. Ons help om daai produksieplanne, die besigheids, en hierdie is nie 'n besigheidsplan nie, want ek help nie om jou geld te gaan soek by die bank nie. Hierdie is 'n operasionele, taktiese boerderyplan waarmee ons werk saam. En dis ongelooflik, Andre. Uitstekend. Karels, dankie baie. Right, so luister hierso, nee, ek dink is baie belangrik, nee. Jy moet nou begin kyk na al daai klein goedjies op die einde van die dag. Dis al daai 1% wat op die einde van die dag maak dat jy winsgewend bly in jou boerdery. Okay, so ons is deur daai proses. Kan vir julle sê ek het 'n paar goed van myself geleer. Party van hulle wat ek geweet het, party van hulle wat ek nog nie regtig wil weet nie. Nou lag hulle lekker agter, nê. Luister die liedjie bo of hier onder of hier se nommer, nê. Kontak hierdie ouens. As jy jou besigheid wil level up, enigiets in die landbou game, want hulle fokus landbou, nê. Bietjie wil level up. Chat met hulle. Dis die van Farm Spice af tot volgende keer. Groete.